Ek gesels nou met Isak Staats, die uitvoerende bestuurder van wol en bokhaar by BKB. Isak, baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Baie dankie. Die NWKV is vanjaar 100 jaar oud en BKB is al vir baie jare betrokke as 'n borgende vernoot by die organisasie. En een van die groot faktore wat uiteraard 'n baie groot invloed op die wolbedryf het en sy sukses is marktoestande en prysveranderinge. Daar was oor die jare insinkings en weerherstellings en uitstekende pryse. Kom ons begin by wat dit is wat pryse in die wolmark dryf. Kyk, so in baie ekonomiese terme, of gewone ekonomiese terme, aanvraag en aanbod. So die rol van wol het, as jy nou regtig die pryse wil verstaan, dan moet jy dit baie ver gaan al terug, hierso na die vroeë 1900s toe wol 'n absolute strategiese produk was. So dit was intedeel die rede vir die industriële revolusie was wol geweest. So dis die verwerking van wol het die hele ding in die gang gesit. So van daai tyd af, daai tyd was wol onontbeerbaarlik geweest. Mense moes wol gehad het om klere te hê. En oor die jare het dit verander. Hierso in die vroeë 50s, 1952, was wol se absolute toppunt geweest. In die Koreaanse oorlog was dit baie koud geweest en die Amerikaanse regering moes al die wol koop, letterlik al die wol koop in die wêreld. En wol het ongelooflike groot pryse gegaan daai tyd en vandag nog as jy hierdie Karoo ry, dan kan jy sien hoe die huise wat gebou is as gevolg van die wolboom wat gebeur het. So intussen het die wêreld verander. So wol het al hoe minder en minder belangrik geword as 'n tekstiel. So dis waar dit altyd 'n baie kommoditeit ding was, het dit verander na in die laaste paar jare is dit 'n luukse produk. Ryk mense dra wol. Hierso in die vroeë 90's het wolboere heeltemal te veel wol geproduseer en ek dink 92 daarom het in die wêreldwolbedryf besluit om wol liewer terug te hou as om dit markte te vat. En toe was daar 'n geweldige crash geweest. Die ding het net doodnoodig ineengestort. En van toe af tot nou toe het wol se pryse baie afgekom. As jy dit nou kom ek dit vir jou in perspektief stel. As ek daai wolprys vandag kon vat en ek kon hom net so ekstrapoleer teen die inflasie van daai tyd af, dan was ons omtrent nou 1500, 2000 rand 'n kilogram vir wol gekry. Nou ja, hy het nie daarby gebly nie. Dit het ons baie jare gevat om daai opgehoopte wol weg te werk. En vandag het wol heeltemal 'n ander rol begin speel. Dis 'n luukse produk, ryk mense koop hom. En ja, aanvraag en aanbod is nog steeds baie belangrik, maar deesdae is dit heeltemal 'n ander mark wat ons na kyk as wat ons daai tyd na gekyk het. Hoe het prysveranderinge en marktoestande die Suid-Afrikaanse wolbedryf oor jare geaffekteer? So die Suid-Afrikaanse wolbedryf, ons is maar baie sterk gekoppel in veral die Australiaanse wolbedryf. So sogenaamde price discovery, waar ons uitvind wat wolprys moet wees, gebeur nog steeds vandag in Australië. So wat wel verander het, Suid-Afrika het 'n baie unieke plek in die wolwêreld, omdat ons soveel wolboere, soveel moeite in wol insit. Ons het 'n paar mededingende voordele wat ons uniek maak van die Suid-Afrikaan, van die res van die wêreld. Die twee goeders wat uitstaan is die feit dat ons wol baie goed sorteer of klas op die plase. Suid-Afrikaanse wolboere is ongelooflik kundig. In vergelyking met enigiemand in die wêreld, is die moeite wat hulle insit is daar bestaan nie nog so iets nie. En die ander ding wat nou die laaste paar jare 'n groot rol begin speel het is sertifisering. So ons bedryf die grootste wol gesertifiseerde groep in die wêreld en dit gee ons 'n ongelooflike voordeel weer in die wêreldmark. Wat sou jy reken is die grootste faktore wat tans die wolmark dryf en hoe lyk dinge vir ons wolprodusente in die nabye toekoms? Interessant, die afgelope 3-4 jaar het wolproduksie verskriklik afgeneem. En die somme van wolboerdery het eenvoudig net nie meer gewerk. In Suid-Afrika ook, ons wolproduksie is met so 5 miljoen kilogram af. Maar in Australië, wat nou maar die wêreld se grootste wolprodusente is hulle af met 50 miljoen kilogram. En ewe skielik sit ons met hierdie vreeslike tekort aan wol, veral nou in hierdie jaar. En ongelooflike so, in dieselfde tyd het ons hierdie perfekte positiewe storm gehad. Dit werk hom altyd net sleg teen ons nie. Waar veral die Chinese mark oefenklere begin koop het. En so hierdie is net ewe skielik hierdie groot aanvraag en daar's nie genoeg wol nie. En die aanvraag wil gesoek gesertifiseerde wol. En so ons sit in 'n baie voordelige posisie in Suid-Afrika. Baie dankie vir jou tyd, Isak. Dankie vir julle.